as die Here so begin. Amen. Dan sien ek uit. Ek praat voor die tyd met die worship span en ek wil jou aanmoedig. In die begin van 'n jaar dan mag dit vir party mense en dit was die geval by die span ook van hulle is nie heeltemal seker wat om te verwag nie. Ek is verwagtend, maar ek is nie seker wat om te verwag nie, want dit is onseker wat wag vir jou in hierdie jaar. Maar ek wil hê dat jou hart verwagtend moet wees. Nie jy jouself vir 'n rooi Ferrari verwagtend moet wees nie, want jy gaan dalk teleurgesteld word. Dan gee die Here jou 'n Hilux bakkie en dan is jy teleurgesteld. Of hy gee jou 'n Ford, dan sê jy baie teleurgesteld. Sorry Ford drywers. So ek wil hê jy moet jou hart voorberei vir dit wat die Here kom doen en dit wat hy wil kom doen in hierdie gemeente eerstens en ook in jou persoonlike lewe. En as die teenwoordigheid van die Here in 'n plek begin heers, begin beweeg, dan gaan jy verbaas staan. Maar dit begin by 'n verwagtende hart. Are you expectant for more? Are you expectant vir dit wat die Here wil kom doen? En ek gaan dit weer sê, ek het dit verlede jaar gesê, toe ons begin, het ek gesê, ek is verwagtend. Nie net omdat ons 'n vol kerk wil hê nie, ek is verwagtend dat daar sondaars hier tot bekering kom. Ek is verwagtend dat wanneer sondaars hier tot bekering kom en die teenwoordigheid van die Here ervaar, dan sit daai boplek vol. Maar, nou vertel ek jou, is nog nie preek nie, asseblief, hoor my. Ons praat voor die tyd, en ek is 'n ou geloof sonder werke, so ek het geloof dat hierdie plek gaan vol word, daai plek gaan vol sit. Nou as jy al daarbo gesit het, en ek staan hierso wat 'n lang ou is, as jy daarbo sit, dan kan baie min mense my sien. So enige iemand korter as ek daarbo gaan, en iemand korter hier preek, dan sien jy nie oor daai muur nie. So nou wil ek jou iets leer, so ons kan geloof hê dat die plek gaan vol word, maar as jy nie die werke daarby sit nie, dan gaan dit tot niet. Die Here sal hierdie plek volmaak nou, maar die menslike faktor is altyd betrokke. Dan kom hulle, dan sit hulle daarbo, dan sal hulle so sê, maar ek het glad nie die pastoor gesien nie, want ons kan nie daarbo sien nie. Dan volgende week dan is dit weer leeg. Maar ons het werk gedoen, ons is besig daarbo, die banke moet gelig word. As jy kyk na hierdie vloer gaan op 'n slaand en daarbo is dit plat. So jou boude sit laer as jou knie, so jy sit outomaties laer. So ons is besig om die banke daarbo te lig. So deel, soos jammer vir die kort mense wat daarbo gaan sit, hulle voetjies gaan so skop. Maar ons kan net voorberei. Ons is voorberei vir dit wat die Here wil kom doen. Want dan gaan daai plek vol sit daarbo, week na week na week na week. So ek wil hê jy moet saam met my vertrou. Nie net omdat ons 'n vol kerk wil hê nie, dis reeds vol hierso, maar ons wil 'n vol kerk vol sondaars hê. My 8-jarige seentjie het my een oggend by 'n Dinsdagoggend bid hier, ek wil jou uitnooi, begin weer hierdie Dinsdag, van 5:30 af, kom bid saam met ons. Ons sit daarbo verlede jaar in die begin van die jaar, en ek sê, kom ons gaan bid daarbo, want ons vertrou dat die Here daar gaan volmaak, en ons almal gaan bid daarbo. En Kian sê vir my, papa, ons kan bid. Ek raak elke keer emosioneel as ek hierdie storie vertel. Ons kan bid dat hierdie kerk vol word. Maar ons moet bid dat mense wat Jesus nie ken nie, daarbo gaan sit. Dat dit vol word vol mense wat Jesus nie ken nie, en daarso 'n ontmoeting met God sal hê. Dat mense uitgestroom sal kom en by Jesus kom kniel en sê ek het 'n redder nodig, ek wil verlos word. So hierdie jaar gaan ons sien. Daar was al op Kersdag en op Paasfees was dit, maar ek vertrou op die normale Sondag. Die normale Sondag gaan ons vol daar sit. En ek sien hom daar so agter. Christo het my iets geleer. Sorry julle, ek praat baie. Ek het lanklaas gepraat. Christo het my iets geleer. Hy sê pastoor, ons kan preek dat daai galery vol is, maar as die deur nie oop is nie. Die deur is altyd gesluit gewees. So jy kan nou daar verbyloop. Daai deur is reg deur die week is hy oop. Hy word nie meer gesluit nie, want ons is reg as die herlewing plaasvind,
moet die mense kan kom. Hulle moet daar kan opstap, jy moet nie dan skarrel vir 'n sleutel of so nie. So leer ons by almal. En Christo, dankie. Is 'n voorbeeld. Kom ons kom in die woord. So ons is, die Here het al vroeg met my begin journey, hierso so by September, Oktober, oor die visie. Ek vertrou regtig die Here vir die gemeente, elke jaar sal ons 'n visie vir daardie jaar hê. En ons het 'n reeks gepreek, ek kan nie die reeks se naam onthou nie, maar dit is die profetiese woord wat ons gegee het, en hy's deel van die boodskap vandag ook, Jesaja 60 vers 1 tot 3. En dit is eintlik daar gebore, dat ons is geroep om 'n lig te wees in 'n duister wêreld. Maar, ek kan maklik vir jou sê, jy moet 'n lig wees, Claude. Maar as jy 'n lig in jouself is, dan is dit eintlik maar nog steeds duister om jou. As jy 'n lig in jouself is, dan kan jy nie hoop wees nie. Jy kan nie liefde gee nie. Want jy's 'n lig in jouself. So, ons kyk eers na die kernskrifvers vir die visie van hierdie jaar. Is Romeine 15 vers 13. Nou ek hoor vanoggend mense het die skrif gelees en soos, hoe pas hierdie nou in saam met die visie en hoe gaan dit werk en van die mense weet wat die visie is. Maar Romeine 15 vers 13, hoor my vandag. Die God van die hoop, dat die God van die hoop julle kan vervul deur die geloof. OK? Dat julle oorvloedig kan wees. Die God van hoop. Hy's 'n God van hoop. Julle kan vervul deur die geloof dat julle oorvloedig kan wees in die hoop. Oorvloedig in wie? In die hoop. Wie's die hoop? God. Deur die krag van die Heilige Gees. So ek begin en ek wil hier stop. Ons kan niks doen as dit nie deur die Here, deur die Heilige Gees gelei word nie. En as jy dit dan doen, sal jy die krag van die Heilige Gees ervaar. Maar dit begin heel eerste by God, die God van hoop. So jy moet weet dat slegs deur God wat ons vervul, kan ons hoop en liefde wees. Johannes 1 vers 3, Johannes skryf hierso, en ek wil dit net as 'n fondasie gee. Weereens, dit begin eerste by God. Hy sê, alle dinge het deur hom ontstaan. Ons het dit verlede jaar met die visie ook gedeel, omdat God gesin gemeenskap die visie was. Alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. So dit kan net by God begin, en niks kan plaasvind as dit nie by God begin nie. So heel eerste moet jy weet, alles ontstaan as gevolg van hom, en sonder hom is ons niks nie. Johannes gaan aan en hy verduidelik dit so mooi in vers 4 en vers 5, en dit is waar ek my gedeelte hier wil baseer vandag. In hom was lewe. Weereens, dit sê in die begin, in hom is hoop. En in hom is lewe. En die lewe was die lig. Ek wil hê, jy moet saam met my bly. In hom is lewe. En die lewe was die lig. So as jy in hom het, wat het jy? Lewe. En as jy lewe het, wat het jy? Lig. Maar waar begin dit? In hom. In God, heel eerste. So dis presies wat ek nou sê, as ek vra dat Chris wees lig by Volkswagen, waar jy werk. As Chris in homself lig is, wat gaan môre gebeur? Die lig gaan dowwer raak. Maar as Chris ervaar, lewe, dat die lig wat hy skyn, is God se lig, dan vat jy verantwoordelikheid. Want hierdie lig wat ek skyn, is lewe, en daardie lewe gee lewe vir ander mense. Die woord gaan aan in Johannes, en die lig skyn
in die duisternis. So daai skrif in Jesaja 60 gaan dit dan nou ook sê. En die duisternis het dit nie oorweldig nie. So in hom was lewe en die lewe was die lig. Wanneer ek en jy toelaat dat hy in ons lewe, dat sy lig in ons begin skyn, dan kan ons presies doen wat daardie profetiese woord doen, as ons as ons toelaat dat hy in ons skyn. En ek lees daai profetiese woord, en ek glo dis 'n profetiese woord vir Klein Karoo gemeente. Ek het dit toe ons in daai reeks gepraat het. Maar vir hierdie jaar is dit profeties vir ons. Hoe gaan ons lewe? Hy sê heel eers, staan op, Klein Karoo gemeente, staan op Jerusalem. Laat jou lig skyn. So nou moet jy onthou nou waar ek die fondasie vanaf gebou het, is God se lig eerste, maar dan moet jy 'n lig skyn. God deur jou. Laat jou lig skyn sodat alle volke dit kan sien. Want die Here se heerlikheid skyn op jou. Sy lig skyn op jou en daarom kan jy lig wees. Dit sê duisternis kom oor die aarde. Donkerte kom oor al die nasies, maar oor jou gee die Here lig. Ek wil hê jy moet vanoggend snap dat die Here gee die lig. En as jy dan daardie lig kan skyn, dan vat jy volle verantwoordelikheid vir sy lig wat skyn. Dan gaan dit aan, dit sê nasies sal stroom na jou lig. So dis nie jou lig nie, God se lig, maar jou lig wat jy dan skyn. En konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aanbreek. So daar het 'n nuwe dag vir ons aangebreek. En ons staan in die begin van 'n jaar, 'n nuwe dag vir Klein Karoo gemeente aangebreek. En wanneer mense sy lig ervaar, dan verander mense se lewens drasties en hulle begin die Here se werk doen in hulle lewens op maniere ver groter as wat jy kan dink. Ek wil jou vra dat jy uit jou boksie uit sal klim vandag. Want as die Here begin werk in jou lewe en jy's in 'n boksie, dan kan jy nie ervaar wat die Here buitekant jou boksie doen nie, want jy's net binne in jou boksie. Ek het voor die tyd met die worship span ook gedeel, 'n goeie vriend van my het eendag 'n boodskap gebring en hy het gesê, great things never come from comfort zones. Die Here wil iets groot doen, maar hy kan nie werk as jy in jou comfort zone sit nie. So 'n nuwe dag breek aan. En die Here sal laat nasies, mense om ons, notisie neem. Dat hier skyn 'n lig. En as nie Klein Karoo gemeente se lig nie, dis die Here se lig. Maar soms vind ons osself in duister plekke. Dit voel dalk duister om jou. En dit voel dalk of jou lig nutteloos is. En so gereeld wandel ons en ons maak vandag 'n besluit in 2026 gaan ek die Here se lig skyn. Amen, pastoor. En oor 'n week dan raak dit weer duister om jou. Ja, maar ek sukkel. En ons lees van 'n man wat sy lewe gelewe het. Hy het gedink, weer eens, hy het 'n lig geskyn. Maar hy het nie God se lig geskyn nie. Ons lees van hierdie man in die Nuwe Testament en hy's baie bekend. As ek sy naam gaan sê, gaan jy sê, ja pastoor, maar ek het nie geweet dit het so gebeur nie. Maar hierdie man het die woord van die wet verkondig. So die kerk is gebore, Jesus het opgevaar en hy sien hier gebeur iets. Maar hy is nog onder die wet.
en hy begin Christene vervolg. Sy nommer 1 plan is om die kerk uit te wis. Want hierdie lig wat hier skyn, kan nie skyn nie. Die wet moet skyn. Hy's vasgevang onder die wet en hy glo by homself. He's made self-righteous. Hy dink hy doen die regte ding. Hy dink hy skyn 'n lig. Sy naam is Saulus. Baie sal nou sê, ja pastoor, maar ek dink sy naam was Paulus. Sy naam is later verander na Paulus toe. Maar sy naam is Saulus en ons lees in Handelinge 9 vers 3 dat hy op hierdie pad op Handelinge 3 is hy op hierdie pad op Damaskus op 'n sendingreis na Damaskus, besig om Christene te vervolg. En vers 3 sê, toe hy op die sending naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom omstraal. Wie se lig het op hom geskyn? Die Here se lig. Hy bevind homself eintlik hy weet nie hy is nie op daai oomblik. Hy weet nie hy is nie, maar hy bevind homself eintlik in 'n baie duister plek. So as jy in 'n duister plek is en die Here ontmoet met jou, wat doen hy? Hy omstraal jou. Hy skyn nie net 'n liggie op jou nie, hy omstraal jou. Want wat sien jy dan raak as die Here jou omstraal? Al my verkeerd. Maar die Here praat met 'n hoorbare stem. Die mense saam met hom is ook verward. Kyk, hy's 'n man van die wet. Hy ken die wet, maar hy ken nie Jesus nie. Hy's besig om die mense dood te maak wat Jesus volg. En Jesus praat met 'n hoorbare stem met hom uit die hemel uit. So daar kom 'n lig, God se lig op hom en skyn op hom. Maar toe God praat, toe herken hy nie God se stem nie. Vers 4 sê God roep Saulus, Saulus. 'n preek vir 'n ander dag. As God met iemand praat en hy wil hê jy moet notisie neem. Daar's 'n paar plekke, 'n paar mense. Moses kan ek so dadelik sê. Moses, hy wou hê hy die brandende bos. Moses moet notisie neem. Maar Saulus ken nie die stem van Jesus nie. Vers 5 sê hy sê, wie is u, Here? So hy vra die vraag, wie is die Here? En al hierdie ouens om hom is soos, van waar af kom hierdie stem? Imagine jy loop, besig om verkeerd te doen en die Here praat met 'n, daar waar die lekker plekke is waar jy, party mense, nie hierdie mense, party mense rondhang. Imagine jy hoor die Here se stem. Beyond. Ja, en jy skrik. En die ander ouens kan dit ook hoor. Maar hy's in die wêreld, hy's deel van 'n duister plek, eintlik. En God ontmoet met hom. Hy's geestelik blind. Hy's deel van 'n kerk, 'n instansie wat die wet volg. Hy volg die wet, maar hy's geestelik blind. En wanneer jy blind is, wat is alles om jou? Duister. Te gereeld. Ek wil nie vingers wys nie, dis hoekom ek so wys. Te gereeld is mense in die kerk, maar is geestelik blind. En daarom kan hulle nie die lig sien wat skyn op hulle pad nie. Die skrif gaan aan en ons sien presies wat toe gebeur. Hier's 'n blindheid wat oor Saulus toe plaasvind. Want God moet dit waarmee hy besig is, moet hy hom fisies blind maak ook, sodat hy kan ophou met sy dinge, maar is 'n geestelike blindheid wil ek hê jy moet sien wat hier plaasvind, sodat sy geestelike oë kan oopgaan. So ons lees in vers 8, dit sê Saulus het van die grond af opgestaan en alhoewel sy oë oop was, kon hy niks sien nie. Sy oë was oop, maar hy kon niks sien nie.
Hulle is Damaskus in, terwyl sy reisgenote hom aan die hand gelei het. Saulus is toe gelei en God het ontmoet met Ananias. En gaan lees die woord. Ananias is 'n godsman. Lewe godsvreesend, naby die Here, ken die stem van die Here. En toe God met Ananias praat hy net een keer met hom. Ananias. Want hy ken die stem van God. So Ananias kry toe instruksie, gaan na Reguitstraat. Weet nie hoekom het hulle die straatnaam daar sit nie. Gaan na Reguitstraat, ontmoet daarso, sy naam is Saulus. En ons sien dat Ananias eintlik bietjie verboureerd raak. Want hy luister na God se stem. Nou sê God vir hom, gaan na hierdie man wat die Christene vervolg en gaan bid vir hom. En Ananias kry so bietjie van 'n angstigheid aan hom. Hy sê en hy redeneer met die Here. Hoe gereeld doen ons dit ook nie? God gee jou 'n instruksie dan nee, maar Here, eerder so, nie so nie. Hoekom moet ek dit so doen? En hy redeneer met die Here en sê, maar is dit nie hierdie man wat die Christene vervolg nie? En die Here sê, dit is hy, maar hy het 'n ontmoeting gehad op Damaskus. En hy gaan bid vir hom, en ons lees in vers 18, onmiddellik. Onmiddellik het iets so skille van Saulus se oë afgeval, en hy kon weer sien. Hy het opgestaan en is gedoop. Hy het daar opgestaan en hy's gedoop. So ons sien in Jesaja 9 vers 1, jare voor dit sê die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Saulus het ook 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. Die lig het oor die kerk geskyn. En daardie lig kon nooit uitgedoof word nie. Dis as gevolg van daardie lig, as Saulus gedoen het wat hy gedoen het, kon hy dalk die kerk, dit was nie baie lank na Jesus opgevaar het en weg is nie. Hy kon die kerk, as hy baie hard gewerk het met sy ouens, kon hy die kerk uitwis. Maar hy kan nooit daardie lig verdoof nie. En as gevolg daarvan, en sy ontmoeting met die Here natuurlik, lewe die kerk vandag nog. Sy geestelike oë gaan oop, en ons lees in vers 22, Handelinge 9. Saulus se prediking het al hoe kragtiger geword, en het die Damaskus Jode in die war gebring, deur te bewys dat Jesus die Christus is. So nou die Damaskus Jode het hom geken. Hulle het geweet hierdie lewe het omgedraai. Hulle kon sien daar's nou 'n lig wat in hom skyn en deur hom skyn, en daar's 'n verandering op sy lewe. So hy het radikaal tot inkeer gekom en hy het verkondig van die goeie nuus. God se lig het in hom geskyn. God se roeping op sy lewe, en niks kon hom stop in Damaskus nie. Maar dit sê net in Damaskus kon niks hom stop nie. Hy het hulle almal in war gebring en hy het hulle tot bekering gelei in Damaskus. Dan lees ons in vers 26. Toe Saulus in Jerusalem kom, so nou het hy daai gedeelte tot bekering gekry en hy beweeg na Jerusalem, want die Here het my geroep om die goeie nuus, sy lig te gaan skyn. Nou skuif hy in Jerusalem toe. En ons sien in Jerusalem is asof daar, is hoekom ek nou gesê het, jy moet uit jou boksie uitklim. Want as die Here 'n lig wil skyn, en jy's nog steeds in jou boksie, wat gaan jy in jou boksie ervaar? Duisternis. So Saulus skyn 'n lig, maar hy gaan in Jerusalem in, en hy probeer om by die gelowiges aan te sluit, maar almal was bang vir hom.
Hulle kon nie glo dat hy 'n gelowige is nie. Hulle het gedog dis een van sy planne en strategieë om hulle weer dood te maak. In hulle goeie boekies te kom en dan maak hy hulle dood weer. Hulle ken nog net sy duister plekke. So ek wil jou waarsku, as jy vandag besluit, ek gaan die Here se lig skyn, gaan jy dalk môre by die werk kom en sê, ek gaan hierdie ouens nou vertel van die Here, maar verlede week het jy nog lekker saam met hulle partytjie gehou. En hulle gaan sê, nee, het kan nie wees. Het kan nie wees nie. Jy is nog steeds dieselfde ou wat jy was voor dit, en jy gaan beleef wat Saulus hierso beleef. Hy beleef teenstand van medegelowiges. Mense wat veronderstel is om ontvanklik te wees vir die lig. Hulle ervaar duisternis. Want al wat hulle sien, wat sien hulle? Die duisternis voordat die lig begin skyn het. Maar ons lees in vers 27 dat 'n man 'n lig namens Saulus geskyn. En dit is ons verantwoordelikheid om ook 'n Barnabas te word. Vers 27 sê Barnabas het hom toe na die apostels toe gevat en vir hulle vertel hoe Saulus op pad na Damaskus die Here gesien het. Barnabas het ook vertel dat die Here met Saulus gepraat het en toe hy in Damaskus openlik die naam van Jesus gepreek het. So dit gaan kos in hierdie jaar dat ons nie net vir onsself nie, maar ook vir iemand anders langs jou 'n lig gaan skyn. Daar waar jy beweeg, en ons het daai dag toe ons hier gepreek het gesê, kom ons steek mekaar se liggies aan. Dit het uitgekom in die Kerskonsert ook. Kom ons steek mekaar se ligte aan en saam sal ons helderder skyn. So nie net hierso gaan ons mekaar se liggies ligte aansteek nie, maar ons gaan 'n lig vir ander mense wees wat tot bekering kom hierso, sodat hulle kan uitgaan en sê, ek ken hierdie ou nou. Ek het saam met hom gestap. Ek sien wat die Here het hom ontmoet. Die Here het 'n lig deur hom kom skyn en die Here het begin beweeg in sy lewe. En dan sal ons sien, en ek sluit hiermee af. Vers 28. Saulus het toe waarheen het Saulus gegaan? Oral. Het oral in Jerusalem saam met hulle rondgegaan en openlik die naam van die Here gepreek. Waarom kon hy dit doen? Want daar het 'n man met die naam van Barnabas opgestaan en gesê, wag, julle ken net die duister Saulus. Julle ken die ene wat die Christene vervolg het. Hierdie ou het 'n lig oor hom geskyn. En hy is nie meer daardie man nie. Daar's geen meer duisternis in sy lewe nie. Hy skyn nou die lig van Jesus Christus. Johannes 18, en ek gaan vra dat Theo vorentoe kom en Marlene. Johannes 8 vers 12 sê, op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê, weer eens hierso wil ek jy moet sien wie die lig is. Hy het vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie. Ek wil hê jy moet jou oë sluit. Die visie sê dit, en dit vat dit saam, sê sy lig gee hoop, leef liefde. Ek wil hê jy moet sien van die leestekens wat daar is. Dis sy lig, dan het jy 'n verantwoordelikheid, omdat hy die hoop is jy ook die hoop. So as jy lig gee, dan gee jy hoop.
En dan is die outomatiese uitvloei dat jy in liefde sal leef. Dan overflow die liefde van die Here. As jy verstaan dat sy lig wat die hoop is, dat jy ook hoop kan gee. En so het ons 'n geleentheid vandag op ons eerste diens. En toe ek gister hier instap en ek sien die nagmaaltafel, nou ek praat met min mense in my voorbereiding vir 'n Sondag. Inteendeel, ek praat met niemand nie, want ek wil hê dit moet vars en nuut vir almal wees. Ek praat minimaal, ek sal baie keer net iets verby hardloop by Corine, wat dink jy hiervan, wat dink jy so sy weet wat is my hooftema. Maar met niemand anders te deel ek wat ek vandag gaan deel nie. En toe ek instap en ek sien die nagmaaltafel, toe ek sê, Here, U is so getrou. Want hy ontmoet met Rika in die week en sy kry die woord, dis wat sy hier gaan uitsit. En ek wil jou uitnooi om aan hierdie tafel saam te kom sit vanoggend. Of jy 'n besoeker is, jy's welkom. As jy nog nooit nagmaal gebruik het nie, is jy ook welkom. Want die Here wil hê ons moet saam met hom aan die tafel sit en deel hê aan hierdie tafel. Psalm 119 vers 105. En dis wat hierdie saamvat. U woord, nie 'n mooi gedagte, 'n mooi slogan vir die visie nie. U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Niemand anders se lig nie jou lig, jou mooi gedagtes of jou handsomeheid of jou mooiheid gaan jou ergens bring nie. Dis sy lig wat 'n lamp vir jou pad sal wees. Sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Ek wil hê dat ons die nagmaal sal uitdeel. Hulle gaan saggies worship, net speel, net musiek speel, ons gaan niks sing nie. Wees net in die Here se teenwoordigheid. As jy wil, kan jy saam as gesin, kan jy nagmaal gebruik, as jy voel jy wil alleen gebruik vandag, gebruik hierdie oomblik, om net, as jy nog nie het, in die begin van hierdie jaar nie, net te sê, Here, wees U die lig, want dis sy lig, gee hoop, leef liefde. En as ons aan die begin van die jaar aan hierdie nagmaaltafel sit, dan kan ons sy liefde ervaar deur die prys wat hy betaal het, want voordat hy gegaan het, het hy sê, gebruik hierdie so gereeld as moontlik. Waarom? Dat ons kan ervaar die lig wat skyn vir ons terwyl hy nie hier is nie. Kom ons geniet hierdie oomblik saam in sy teenwoordigheid. Dankie. Ons ou Sondagskoolliedjie wat sê, this little light of mine. Ek wens hulle kon dit bietjie anders skryf. Want is 'n groot lig wat in jou skyn. Is nie net, it's not my little light, it's his big light. En as jy aanvaar dat daai lig deur jou skyn, dan is daar groot dinge wat vir jou en vir hierdie gemeente wag. Die visie, en ek wil dit weer duidelik uiteensit. Sy lig, dis sy lig, dan is jou verantwoordelikheid, wanneer jy sy lig skyn, is jou verantwoordelikheid om gee hoop en leef liefde. Dis nie net, en ons gaan later daaroor praat, dis nie net liefde nie, dis leef liefde. Want as jy liefde leef, dan verander
En liefde verdryf baie. So kom ons sien uit. Ek wil jou uitnooi. So daar is iets groots wat volgende week gebeur. Is nie net Corien se verjaarsdag nie, dis ook groot. Maar daar's iets groot wat volgende week vir hierdie gemeente wag. En jy wil dit nie mis nie. Ek is kinderlik opgewonde. Oor dit wat die Here vir hierdie gemeente gaan gee, 'n nuwe seisoen wat vir ons aanbreek. En ons wil hê jy moet dit saam met ons beleef en saam met ons opgewonde raak. Nooi vriende, nooi familie, nooi mense en kom ons deel met die wêreld die nuwe seisoen wat aanbreek vir Klein Karoo gemeente. Ek hoop jy is saam met my opgewonde. Mense weet nie, party mense like surprises, ander mense like nie surprises nie. As jy nie van surprises hou nie, jy het 'n hele week om voor te berei vir die surprise. So, moenie na my toe kom nie en vra my pastoor, ek hou regtig nie van surprises, jy sê my net wat dit is, ek gaan vir jou sê, ek wil jou dalk iets anders te sê, dan is dit nie regtig dit nie. So, ons is regtig opgewonde vir dit wat die Here, dit gaan iets groots wees. Ek hou nie van groot veranderinge nie. Ek het in die jaar, het ek 'n klomp klein veranderingkies gemaak. Van hulle het jy dalk nie eens agtergekom nie. Ek het hierdie week weer 'n verandering in die ingangsportaal gemaak. Die ou wat agterkom, wat is die verandering wat in die ingangsportaal plaasgevind het? Kom na my toe en ek sê vir jou chocolate koop. Die eerste ou wat na my toe kom. So nou gaan ons gaan die mense uit die kerk uit kry en hulle gaan daar so staan soos wat dit verander in die ingangsportaal. So ek is iemand wat klein veranderingkies maak want ek wil nie ongemak veroorsaak nie, maar hierdie is 'n groote. So jy gaan nie ongemaklik wees nie. Dit gaan nie vir jou weird wees nie, dit gaan amazing wees. So ja, kom ons kom in en ons kom geniet dit. Daar gaan 'n awesome woord wees wat saam met dit ook gaan. Dis nie net 'n verandering omdat ons 'n verandering wil maak nie. Dit is regtig gelei deur die Here en ons gaan hoor by die Here vir dit wat hy wil doen vir hierdie gemeente. So jy wil dit nie misloop nie. Ek weet daar's nog mense wat 'n laaste keer soos Theo gesê het, verlof eindig net vanaand 12:00. Daar's 'n paar mense wat nog hulle verlof so 'n bietjie gestretch het. So daar is 'n paar ouens wat nog bietjie die laaste dag by die see dalk geniet of so. So volgende week kom ons pak hierdie plek vol en vir dit wat die Here wil kom doen in Klein Karoo gemeente. Mag jy 'n geseënde week hê. Onthou as jy by die koffiebediening, by die nagmaaltafel of by die Joy Kids Joy Kids wil betrokke raak. Karelies is daar agter, so Karelies, jy kan sommer hier voor kom staan. Rika, kom staan jy hier voor en Corien sal hier voor. So Rika is vir die nagmaaltafel, Karelies hier voor, dat ons net julle nommers kry as jy wil betrokke raak. As jy wil op die WhatsApp groep gesit word vir inligting van die gemeente, asseblief kom praat met my, dan add ek jou gou-gou vinnig. Baie dankie. Mag jy 'n geseënde week hê. Kom ons sluit af met Psalm 91. Hy wat sit in die skuilplek van die Allerhoogste, sal vannag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, U is my bergvesting, U is die God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, die pyl wat bedags vlieg, die pes wat in die donker wandel of die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy of 10,000 aan jou regterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien, want U Here is my toevlug. Die Allerhoogste het jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag sal naby jou tent kom nie. Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om dit te bewaar op al jou weë, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, op die jong leeu en die slang sal jy vertrap. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm omdat hy my naam ken. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Amen, amen en amen. Gaan in die vrede van die Here en ons sien mekaar volgende week weer as die Here wil.